weer 'n keer, ons vanmôre lesing 9 van die dogter van Sion, restaureerders van die skrifte, en dis nou 8 November 2025, en ons het nou gekom by 16 Desember 2006, die nuwe gelofte. Op hierdie stadium het ons nou al die gelofte van 1838 gehad, die gelofte van die boek van herinnering en die gelofte dat ons in 2003 ons plaas aangebied het vir Vader. Dit is waar ons toegestaan het. Hierdie geloftefees op 16 Desember 2006 was weer eens te Kameeldrif 225 gehou en al drie geloftes is gelees. Die 1838, die dogter van Sion boek van herinnering gelofte en die dogter van Sion nuwe huis gelofte. Dit het spontaan gebeur nadat ons besef het dat ons Vader hierdie laaste gelofte geseën het. Die huis was nou funksioneel en mense het weekliks ingestroom na hierdie huis, waarvan ons die deure per gelofte vir sy kinders oopgehou het. En dit was werklik die jaar waar die Philadelphia ark begin het, om mense van buite te kry. Tot op daai stadium het ons baie te doen gehad met die geestelike waarheid wat ons uitgestuur het, en ons het 'n gemeente hier gehad. Mense het maar daagliks het ons hier dienste gehou, maar naweke ook, maar net Sabbat het die mense van buite gekom. Maar in 2006 het ons toe nou bekend geword as 'n tehuis vir haweloses, en die mense het ingestroom. Dit was baie eenvoudig, maar meestal in tente gebly, en die tente was nou nie van die beste nie, het was van materiaal gemaak wat ons kon bekostig, maar as het reën het dit ook maar, was het maar nat. Maar ons kon daarom vir almal 'n bord kos en 'n afdak gee. Ons gaan dan verder, die res van 2006 en 2007 was gekenmerk deur wonderlike geestelike openbaringe wat na ons toe gekom het. Die grootste deel van die Lorimer boeke se vertaling was afgehandel, so ook die meeste van die Bertha werke wat vanuit Hollands na Afrikaans vertaal is. Gedurende hierdie tyd open dogter van Sion nog 'n webwerf, www.nuweopenbaring.co.za, waar al die direkte openbaringe van ons Vader geplaas word. Al die boeke word gratis in elektroniese formaat beskikbaar gemaak. Duisende mense begin die webwerf maandeliks besoek en die nuwe openbaring begin nou wêreldwyd bekend te raak. Nou ons het 'n webwerf gehad op daai stadium, die webwerf se naam was siener.co.za. siener.co.za. Maar dis van ons gesteel. Hulle het gekom en werklik waar daai webwerf sommer net opgeëis. Ek weet eendag om oopmaak, toe is daar ander goed daarop, kerklike goed ensovoorts. So hulle het regtig hulle mes vir ons ingehaal. Toe het ons hierdie nuwe openbaringe opdrag gekry. Ek het dit gekry dat ons dit moet beskikbaar stel vir alle openbarings wat ons nou kan sê deel vorm van ons geestelike huis se mure. Die fondament is die boek van herinnering saam met die groot Johannes Evangelie en al die ander boeke wat vir ons insigte oor oneindige onderwerpe gee, is die mure van jou huis. Later sou die dak ook nog kom. Die wonderlike gebeurtenis het egter die oggend van 30 Julie 2007 plaasgevind. Toe Judith de Beer, 'n boeredogter van die dogter van Sion, nou wel so wat 50 jaar oud en nie meer 'n dogtertjie nie, okay, dit was in 2007, so sy is nou baie ouer as dit, die innerlike stem van ons Vader hoor. So gee hy, Yeshua, toe die eerste direkte boodskap deur na sy Sions volk, die boerevolk in Suid-Afrika in hierdie tyd. Van daar af het sy ononderbroke elke dag 'n boodskap ontvang en vandag 22 September 2007 is ons reeds by die 122ste boodskap. Een van die mooiste is uitgegee op 6 Julie 2007, lees as volg. Ek
plaas net 'n uittreksel uit Openbaring 41. Maar nog altyd in my wysheid het ek 'n trou oorblyfsel bewaar, en onder julle volk het 'n geringe groepie 'n nuwe skriftelike ooreenkoms met my aangegaan, en in hierdie nuwe skriftelike kontrak lê die hoop en opstaan van julle volk. Nou, ek weet nie van 'n ander skriftelike kontrak of gelofte wat gesluit is in hierdie tyd nie. Ons sou sekerlik by nou al daarvan gehoor het, as hierdie skriftelike kontrak wat ons almal geteken het. As julle onthou, ek het die afskrif van die kontrak geplaas, en dit is geteken vanaf die kinders wat daar was tot die groot mense. En daarin sê hy, lê die hoop en die opstaan van julle volk. So dit beteken hy sou nog saam met ons loop en nog dinge vir ons doen, wat dan ook in vervulling gegaan het in die tyd tot nou. Hierdie ooreenkoms kan net die nuwe gelofte wees, die een wat op 22 September 2003 afgelê is vir die eerste keer, en wat onder die eikeboom bevestig is met 'n klipstapel, die een wat hy op wonderbaarlike bewyse bevestig het met 'n verdorde ou eikeblaartjie. Hierdie inhoud sal deeglik bestudeer en nagekom moet word deur elkeen in hierdie Sions volk. Die vorige lesings het die verhaal van die eikeblaartjie verduidelik, hoe dit gebeur het, en hoe dit nie deur ons bewimpel was nie, maar wel absoluut deur Vader se gees gelei. Elkene in sy eie taak, hy was 'n ledemaat in hierdie groot Sions dogter in die gees. Gister toe ons nou die Gilgal gelofte aflê, kon ek nie anderste, want ons staan nou baie klein kring in die week as ons nie so baie is nie. En ek sien al hierdie groen blare en hierdie nuwe uitloopsels van onderaf. Want Vader het my gesê, ek mag nie daai boom snoei nie, hy sal sê wanneer hy gesnoei moet word. En ons staan soms so met ons koppe in die blare. En toe besef ek dat daar die groen blare, waar die verdorde eikeblaar, dan 'n teebeeld of 'n beeld was van die leiers van hierdie volk, se veragting van die inhoud van die 1838 gelofte, dui hierdie jong blare alles op vrugte, wat nou van die dogter van Sion gemeente uitgaan. Onder uit die grond uit kom hierdie uitspruitsels. Dit beteken laag, nederig. Dis nie meer hoog nie. En as julle die geskiedenis van die boom ken, julle wat hier was, weet dat ek omtrent 2/3 van daai boom moes afsaag. Hy het net onverklaarbaar begin verdor. Ek het allerhande chemikalieë gebruik wat dit die houtkewers behoort dood te gemaak het, maar dit het nog steeds voortgegaan. Nou het dit opgehou en daar is nuwe groei. So daai selfe eikeboom waarom die wiel nou gebou was, later, eers in 2015, is dit 15 of 17? 2017, het 'n baie diep simboliese betekenis. Ons aanbid nie 'n boom nie. Mense wat dit sê, moet wakker word. Maar die simboliek van die boom is die simboliek van Vader se gees in die volk. Net soos die simboliek van die boom in die tuin van Eden, die een boom was die simboliek van Vader se gees, en die ander boom was die simboliek van Satan se gees. Hy het nie net sleg nie, hy het die boom van kennis, van goed en kwaad, of suiwer en besoedel. En dit is hoe ons die simboliek van die boom sien, niks meer nie. Hoe wonderlik is hierdie hele 9 lesings se bevestiging nie. Dankie Abba Vader, dat U ons nog 'n kans gegee het in 1997, dat U misgegooi het op hierdie boom, dat U hom nie uitgespit het nie, dat U hom voortdurend onderhou het, 49 keer daarna te Bloedrivier,
en kameeldrif 225. Daarna die 50ste keer as vrylating en ons daarna as volwaardige eie boom op 22 September gevestig. Dankie, 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 amen. Nou gaan ons oor na die laaste beloftes voor die wederkoms moet in vervulling gaan. En hierdie beloftes het ons nou kon kry, omdat ons die nuwe openbaring het. Die boeke van Jacob Lorber, wat Vader aan hom gedikteer het. Die boeke aan Bertha Dutt, wat hy aan haar gedikteer het, oor die eindtyd. En dan oor baie profete en profetesse wat in ons volk opgestaan het in die tyd van 2007 tot nou. So ons het 'n magdom inligting bekom. Kom ons gaan kortliks net daardeur. Vir elkeen wat nog in sy of haar blindheid nie weet wat hulle te doen staan in die donker toekoms van ons volk nie, hou op om u te bekommer. Begin te juig en te jubel, want u is Sion, die gekose een, en daar is verlossing beloof, beskerming in die verwoestingstye wat voorhande is. Weet dat dit donker tye is wat wag op elkeen. Daar is ongelooflike natuurfratse, pestsiektes, Uhuru-nag, atoomoorlog, kernafval vanuit die lugruim en 'n verskriklike anti-kris heerskappy wat voorlê. Hierdie het ek in 2007 omtrent geskryf. Baie van dit het nou met krag in vervulling gegaan. Maar u sal beskerming geniet, maar slegs deur die inhoud van hierdie een verbond, want daar is maar een Sionskind en nie meer nie. Dit sê nie ek nie, maar ons hemelse Vader. Sê dit vir ons in Openbaring 120 aan Judith de Beer, gegee op 20 September 2007. So ons het nou al Openbaring 41 wat praat van 'n skriftelike kontrak waarin die hoop en opstaan lê. En nou 'n aanhaling in hierdie boodskap wat sê, wee die valse vrug. Salig is die eerlike onvrugbares, wat hulle self besig hou met goeie werke wat gebore is uit waarheid en gees. Dit is beter om kinderloos deur die lewe te gaan, as om 'n giftige vrug, as gevaar vir ander se lewe te baar. In welis wil die leuen vir haarself 'n kind verwek, en in die wieg van die waarheidskind wil sy haar telg neerlê. As 'n enkel suiwer vrug is klaar my Sionskind gebaar, en wee die valse saad wat in sy plek wil staan. En Nathan sal ek stuur om die gruwel oop te vlek, en in die valse moederskoot sal die onsuiwer fetus sterf. Die waarheid sal die leuen ontbloot. Wee daarom die valse skoot. Wie dit spesifiek is wat hy na verwys as hierdie valse fetus, weet ek nie presies nie, maar ek weet dat daar baie aanslae was op die boek van herinnering, op die dogter van Sion, op die feit dat ons huis aangebied het vir Vader se kinders, maar nêrens het ek kon hoor van enige gemeente in die boerevolk wat ook dieselfde gedoen het nie. Maar die aanslag was baie erg. En nou sê Vader, beter dat jy aangaan met jou eie naaste liefde werke. Die inhoud van hierdie verbond was basies net, ons bied ons huis aan vir u kinders. Bied jy dan by jou plek waar jy is, of het in Messina is, of in die Kaap, of waar ook al. Bied jou huis aan vir Vader se kinders. En dan sal jy vrugbare vrugte pluk in die gees. Maar moenie probeer om in hierdie nes of die eier te kom verwoes nie en 'n ander eier daarin te lê nie, dit gaan nie werk nie. Die aanslag was
so talryk dat ek nie eers alles kan noem nie, dan gaan ons nog 'n lesing nodig hê. Maar ons het voortgegaan. Die hartseer is by omtrent profesie 160 daarom, het dieselfde ding met hierdie vrou gebeur, wat hierdie boodskappe gebring het, wat met Newkirk gebeur het, Linda Newkirk. Die profetes of die profeet het groter as die boodskap geword. En daar is vir my gesê dat ek geen ander boere profetes of boere profeet se werke mag opsit op die nuwe Openbaring webwerf nie. Ek is baie pertinent op skrif, is ek ingelig deur hierdie dame. Nou ek luister nie na mense nie, ek luister na my Skepper. En hy het my in my hart die opdrag gegee om die nuwe Openbaring webwerf op te rig vir al sy kinders se werke, ongeag watter gemeente hulle is. En daarom het ek geweier om dit te doen. Toe sê sy, haal al my goed af van jou webwerf af. Sê ek nie, maar ek sal dit doen. En toe maak sy self 'n webwerf oop en sy noem dit toe www.nuweopenbaringe.co.za. Daar kom net 'n E in. Nou ek moet seker baie dom wees om nou nie te dink dat sy die stroom na hierdie webwerf wil onderskep nie. Maar ek seën haar. Sy is elke dag in ons gebede wanneer ons die seën uitspreek. En mag Vader gee dat die waarheid ook daar sal deurbreek. Maar dit is die geskiedenis en ek moet dit insit. Want baie van die goed wat op hierdie nuwe Openbaringe webwerf is, wat direk boodskappe vanuit die hemel is kamstig, wat direk teen my persoon te velde trek en my basies as 'n antichrist uitwys. Wat is die woord wat ons gebruik? Ja, die Afrikaanse woord is skoppensboer. Maar dit is in Engels is dit daai ou wat so staan met die hoodie op met so 'n lang sekel. The Grim Reaper. Die Grim Reaper, ja. Ek is as die Grim Reaper deur haar op die profesie gesit, as 'n vader dit nou sou sê. Een ding wat jy moet weet, Vader beskinder nooit een van sy kinders by 'n ander nie. Die oomblik wanneer jy dit hoor, en ek hoor dit deesdae baie, veral uit hierdie Amerikaanse geleedere, hulle kan mense se name aanhaal en afbreek. Dit weet kom nie van Vader nie. Hy het alle sondaars lief, en hy het gekom vir almal om reg te kom, sodat ons almal die ewige lewe kan beerwe. En daarom kan ons net, wanneer die aanslag kom, kan ons net seën en opdra aan Vader, wat ons as dogter van Sion dan gedoen het. Nou in Joël 2 is 'n eindtyd verhaal wat nou afspeel in hierdie volk. Opskrif die Joël 2 beloftes vir die eindtyd. Ons lewe tans in die tydperk van Joël 2, 23 tot 32. En hierdie beloftes moet sigbaar waar word in ons, dogter of Sion in Suid-Afrika se midde. As hierdie beloftes waar word, kan elkeen mos nou verseker weet dat dit die plek sal wees wat ons Vader uitgekies het om in te woon. Ons weet nou geografies dat dogter van Sion in die suidpunt van Afrika sal wees by die volk wat ons nou genoem het, die boervolk. En ons lees nou hierdie vers 23. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in Jahwe julle Elohim, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid, en laat op julle neerdal die reën, die leraar en die laatreëns, soos voorheen. En is wonderlik dat ons vanmôre lied 290 gesing het, oor die neerdaling van die reën. En dit is al in Joël 2 beloof. Seker nou 2.500 jaar gelede. En dit het werklik gekom, want dit is die geïnspireerde woorde van Vader. Dit is die gees of die reën.
en daarmee saam ook die kragte van die hemele. Kragte om genesing te bewerk, kragte om bevryding te doen van bose geeste, allerhande ander kragte wat ons sien, selfs in ons eie midde, dat hy die kos vermeerder. Hierdie leraar is die gees van waarheid, wat sal manifesteer in die twee getuies, naamlik die twee olyfbome en die twee gemeentes van Openbaring 11 en Sagaria 4. Julle kan maar daai gedeeltes gaan lees, dit loop saam met hierdie verse. Dan sal die dorsvloere vol koring wees, en die parskype van vars wyn en olie oorloop. Hierdie is die vars nuwe openbarings wat gegee sal word, produkte van die laatreën en die leraar. Ek sal julle vergoed die jare wat die trek springkaan. En in hierdie simboliek is dit al hierdie boses wat na ons land toe gekom het, wat ons ook soms springkane noem. En hier noem hy hulle trek springkaan, die jong springkaan, die kommando wurm en die springkaan verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het, omdat ons nie wou luister nie, omdat ons nie dankbaarheid betoon het deur die gelofte te onderhou, waar hy juist die springkaan swerm vir ons verslaan het nie. En toe gaan heel ons met die springkane in hulle monument en ons lê kransies op die springkane se grafte en nog vele ander gruwels in die kerke gepleeg met hierdie springkane. En almal, soos ons in die vorige lesing geskryf het, het op die soustrein geklim en saam met hierdie mense voordeel gesoek en rykdomme gesoek en al die ander dinge wat ons van weet. Hierdie tydperk verwys na die tydperk nou 31 jaar van wat die swart kommunistiese regering die boervolk vertrap en alles kaal gevreet het. Ons het soveel reserves in hierdie land gehad. Hulle het die reserves opgevreet. Ons het myne en myne hier aan die rand gehad wat vol ruolie gepomp was, wat ons kon gebruik in tye van nood. Ons het kragnetwerke reg oor die land gehad, wat nie meer werk nie. Ek ry so deur die land, dan sien ek damme, ek sien besproeiingsprojekte, dan dink ek, maar julle, klomp springkane het nog nie een besproeiingsprojek tot stand gebring nadat julle aan bewind gekom het nie. Hulle steur hulle nie aan die landbou aan die boer nie. Hulle het ook, lyk my, nog nooit ook nuwe paaie gebou nie. Alles was net, miskien nou en dan die onderhoud van ou paaie, wat hulle in elk geval so hopeloos doen, dit hou nie. Ons sien dit. Ek is nou af Kaap toe, hulle daar van Warrington af, het hulle daai pad probeer lap. Mense, dit is so goed, jy ry op 'n sinkplaat grondpad, en dit is 'n nasionale pad, ek dink dit is die N12. Ja. Jy kan nie daar ry nie, as jy 'n lorry daar ry, gaan jy vir hom van die pad af gaan. Want daar is nie meer beheer nie, daar is nie meer trots in werk nie. Ek noem hierdie as voorbeelde van al die ander wat ons sien. Almal van julle weet hoe lyk dit in die hospitale. Dit is niks anderste as moordhuise nie. En dit is plekke waar jy die ergste pestsiektes sal optel. Almal weet wat in die skole aangaan. Die springkaan, die jong springkaan het hom verteer, want hy hoef nou net 30% te kry. Dit beteken hy weet van 70% niks nie. Nou moet die ding moet nou in 'n werksituasie gesit word, waar hy iets moet doen. En ons weet hoe dit lyk wanneer ons met hulle werk oor toonbanke. En op Piet Roelof het altyd gesê, wanneer weet jy wanneer jy in slawerny is? Wanneer jy by 'n toonbank kom en daar's 'n vreemdeling aan die ander kant van die toonbank en julle praat in 'n vreemde taal met mekaar, dan moet jy weet, jy is in slawerny. En dis die situasie nou. Dit is Vader se leermag wat hy nou gebring het teen hierdie ongelowiges in ons volk en die ongehoorsaames, wat ons van gelees het in Jesaja 1.
Dan sê hy in vers 26, wanneer hy ons sal vergoed vir al die jare wat hulle ons vertrap het. Hy sê, dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees, en die naam van Jahwe julle Eloi prys, wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En ek kan nie anders as om te dink dat hy hierdie klomps uit ons midde gaan wegruim nie. Hulle gaan wegwees, want ons gaan juig in Jahwe se naam. En julle sal weet, vers 27, dat ek in die midde van Israel is. Ek, Jahwe, julle Eloi, en niemand anders nie. En my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En Yeshua, Jahwe, is in ons midde, in die woord, wat van Jacob Lorber, Bertha en al die ander profete kom. Hy is in ons midde, hoe anderste wil ons hom nou hê? Wat kan hy vir ons beteken as hy net in ons midde is, en hier staan hy soos 'n lamppaal? Hy is die woord, en die woord het vlees geword, en die woord is nou aan ons gegee, deur die gees van waarheid, of soos ons gelees het, die leraar van geregtigheid. Jahwe Yeshua sal hom aan hierdie groep vertoon, eers in verhulde vorm, in 'n wolk, daarna openlik, volgens sy beloftes. En hy sê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle oues drome droom, julle jongelinge visioene sien, en ook op die diensknegte en die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En let wel, hierdie praat direk teenoor die gedagte wat tans in die kerk is, dat net die dominee kan Vader se stem hoor. Alhoewel, hulle erken ook verder, hy praat nooit meer met ons nie, hy het klaar gepraat in Openbaring. Dit is dieselfde denke wat die tempeldienaars gehad het toe Yeshua 2000 jaar gelede daar was. Hulle het geglo, nie net hulle nie, die volk ook. As jy iets wil hê, gaan na die tempeldienaar toe, die fariseer, en betaal hom, en dan doen hy vir jou gebede. Maar tog sê Yeshua, ek luister nie na hierdie gekwetter van gebede nie. Hy vergelyk dit met spreeus se gekwetter. Nou giet hy sy gees op ons almal uit, en almal het 'n gelyke geleentheid om sy stem te hoor, mits jy geestelik jouself uitgesuiwer het. Hy sal eers dan met jou praat. Dit sal dus die teken wees, naamlik talle profesieë deur ons seuns en dogters, drome deur oues en visioene deur jongelinge. Indien jy dus ernstig op soek is na hierdie groep, sal dit 'n baie groot leidraad wees. Verseker gaan Lucifer ook 'n valse aanslag loods, en elkeen sal binne in sy hart moet ingaan, en versekering kry dat hy self by die regte groep is. Ook alle voorafgaande eienskappe van die Melchisedek orde moet ook teenwoordig wees in so 'n groep. Want vers 30 sê, ek sal wondertekens gee aan die hemele en op die aarde, bloed en vuur en pilare van rook. Die son sal verander en word in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van Jahwe kom. Weereens 'n bevestiging dat hierdie dinge sal plaasvind net voor 'n groot katastrofiese natuurgebeure wat wêreldwyd sal plaasvind, waar ons die tekens aan die hemele sal sien. Maar ook sien ons alreeds die tekens in die gees. Die son in geestelike gelykenis volgens Maleagi 4 is Yeshua. En Yeshua word verduister in die wêreld. En die maan verander in bloed. Die maan stel die kinders voor wat op aarde hulle lig moet uitskyn in die nag. Ons ontvang ons lig van die son van Yeshua en ons moet dit uitskyn in die nag in.
Maar hier verander die kinders van Vader se gees of se siele in bloed, wat verseker nie 'n positiewe ding is nie. En dit beteken in die gees, dat wanneer Yeshua se liefdesleer verduister word en vervang word met ander leringe, dan sal die mense wat veronderstel is om sy son van geregtigheid na die ander mense oor te dra, hulle sal nie meer in staat wees om dit te doen nie. Dit is die toestand wat ons nou sien op die wêreld. As jy kyk na die Christendom, hoeveel dwaalleringe is daar nie? Een van die grootstes is dat jy vir die Jode moet goed doen, sodat jy by Vader guns kan kry. En ek sê nou vir julle, 80% van die Christene in Amerika glo dit. En sekerlik 'n groot deel van die Christene in Suid-Afrika glo dit ook. Wat van alle waarheid ontbloot is, want Satan het die ware Israel vervang met die slangsaad. Daardie goed wat nou daar op Israel grondgebied plak. Ons weet dat alles in die gees gaan gebeur. Dis hoekom ons nie moet bekommerd wees oor al die vleeslike dinge wat om ons plaasvind nie. Dit moet gebeur. En elkeen wat die naam van Jahwe aanroep, sal gered word, want op die berg van Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos Jahwe gesê het, en onder die oorblyfsel die van wat Jahwe sal roep. Elke Israeliet wat Jahwe se naam aanroep, sal op die berg Sion, by die wedergebore Melchisedek orde en by die nuwe leer, dit is Jerusalem, ontkoming ontvang van die bose antichrist heerskappy wat in die eindtyd opgerig gaan word. Berg Sion is die hoogste vorm van geestelike ontwikkeling wat jy en ek kan bereik terwyl ons in die vlees is. Volgens Openbaring 14 is dit waar Yeshua staan, op die berg Sion, sy hande uitgestrek, en hy sê, kom, julle wat maagdelik rein is, julle wat julle nie met vroue sien kerke besoedel het nie. Hy sê, kom, dan sing ons 'n nuwe lied saam. En hierdie nuwe lied kan niks anders te wees as die nuwe openbarings, wat ons juigend en jubelend voordra en opeet nie. Want hy sê, die ander sal nie in staat wees om dit te kan sing nie, want hulle ken dit nie. Dit kan niks anders te wees nie, dit moet meer wees as net die Bybel wat almal het. Ons lees nou die volgende hoofstuk is die trek uit Egipte. Onthou, Egipte stel altyd die vleeslike mens voor. Die woestyn stel die siel voor wat in verdrukking en beproewing is. En die Kanaan stel voor die geestelike bevryding van die gees, of van die siel wat dan in die hoogste vlak ingaan. Kom ons lees. Nou vir die belangrike vraag, waar gaan hierdie berg aan die eindtyd wees? Ons weet dat die berg geestelik verwys na die hoogste geestelike vlak wat ons as mense in die vlees kan bereik, naamlik die volkome wedergeboorte van die gees, terwyl ons nog in die vlees is. Maar dit is ook logies om af te lei dat die vrou of die volk in die wildernis sal wees, ten tye van die verdrukkingstydperk op aarde. Dit sê Openbaring 12 vir ons. Die afleiding kan gemaak word, dat dit op 'n spesifieke plek sal wees. Vir leidrade sal ons dus na die groot trek uit Egipteland moet gaan kyk, waar die volk ook in 3 fases moes trek tot in Kanaan. Interessant, stel die tabernakel se konstruksie ook hierdie 3-ledige trek voor. Eerstens stel die voorportaal die Egiptiese slawerny, die vleeslikheid voor, beskrywe deur die vleispotte van Egipte, waarna almal altyd na terug verlang. En in hierdie gebied staan daar 'n offeraltaar, waar hulle dan diere geoffer het, wat eintlik sinnebeeld is
van jy wat jou ou kleed daar gaan brand. Jy lê jou ou kleed af. Dan is daar 'n waskom waar die priesters hulle altyd moes was voor hulle in die heilige ingaan. En dit stel die doop voor. En dit is nog die mens, die vleesmens begin daar. Hy sê, maar ek wil nie meer in die wêreld wees, ek is moeg en sat van al hierdie dinge. Dan gooi jy daai ou wêreldse kleed af, jy trek 'n nuwe kleed aan en jy laat jouself doop. Die volgende stuk, daarna gaan hulle deur die Rooi See. Dis die eerste wedergeboorte van die siel. Voorgestel deur die waskom as doop van gehoorsaamheid vir diegene wat die eerste Pasga korrek gevier het. As jy hom vier met die bloed van Yeshua aan jou hartposte, jy erken sy kruisdood, soos ons vanmôre gesing het. By die kruis beteken net by die daad van sy dood. Ek erken dit in my lewe, ek lê my lewe daar af, ook by hom, en ek maak dit van toepassing op my lewe, sy kruisdood. Dit is wat die eerste stap is van wedergeboorte. Nou is hulle in die woestyn of wildernis voorgestel deur die heilige vertrek in die tabernakel, waar hulle siele gesuiwer word deur die onderhouding van die liefdeswette en die eet van die hemelse manna. In daai vertrek is 2 tafels met 12 toonbrode op, of 1 tafel, links 1 tafel. En daar is 1 kandelaar wat voorgestel word daar deur die 7 vlamme wat die 7 geeste van Vader voorstel. Dit is ook in daai vertrek wat nou in jou siel moet brand. En dit is die eienskappe: liefde, wysheid, werksame wil, orde, erns, geduld en barmhartigheid. Dit is wat nou in jou siel moet brand vir Vader. Al die ander goed het jy nou uitgegooi toe jy deur die Rooi See gegaan het. En dan is daar ook 'n altaar waar hulle kruie opgebrand het. Aangename reukwerk. En dit stel dan jou siel voor wat nou tot Vader bid. En hy ontvang hierdie aangename reukwerk van jou. Omdat jy reg optree op aarde binne die wedergeboorte van die siel, leef jy, probeer jy om reg te leef. As jy dan tot hom bid, dan verhoor hy jou. Dit is wat dit voorstel om in die middelkamer te wees of in die heilige. Daarna gaan hulle deur die hartsbesnydenis, dan deur die Jordaan, die wedergeboorte van die Gees, wat die tweede voorhangsel voorstel, wat ook die voorhangsel is wat geskeur het van bo tot onder toe Yeshua se liggaam geskeur word deur die laaste spiessteek van die Romeinse soldaat. Toe skeur die gordyn oop, wat vir ons in die Gees sê, nou is die pad oop na die finale wedergeboorte van die Gees. Dit was voor Yeshua se dood en opstanding nie moontlik nie. Nou het dit moontlik geword. En dan gaan jy deur, en dan leef jy nie meer vanuit jou siel nie. Jy verenig met Vader se Gees, en dan leef jy vanuit die Gees. En dan kan jy met reg bekend staan as 'n geeswedergeborene. Let wel, het het niks te doen met wat die kerk vir jou sê van wedergeboorte nie. Hierdie is al skriftuurlike voorbeelde wat vir ons gegee is om dit te kan verstaan. En nou met hierdie derde deurgang deur die voorhangsel kom hulle in Kanaan aan. Dis 'n innerlike toestand, hoor, in jou innerlike wese, voorgestel deur die allerheiligste vertrek, wat die volkome eenwording met Vader aandui, waar hulle sou vertoef en binne die orde van Vader sou leef. Helaas het dit destyds toe nie so plaasgevind nie, maar ons wat vandag in die Melchisedek orde kan ingaan, weet dat dit hierdie keer werklik so sal plaasvind. Satan gaan nie weer slaag nie, want ons Melchisedek priester
Yahweh of Yahshua het hom oorwin op die vloekhout. Toe die volk in Kanaan aankom, het hulle al die oorwinnings gekry. Daar was dinge wat hulle gerebelleer het teen. Vader het hulle nog steeds gehelp. Hy het vir hulle rigters gegee. Joshua was die eerste rigter. Samuel was die laaste rigter. Toe wil die volk nie meer onder die rigter staan nie, want die rigters het vanuit die tabernakel, vanuit hierdie plek wat ons nou verduidelik het hulle die volk onderrig. En die priester het direk met die gees in die allerheiligste gekommunikeer. Daar is die priester se kleed en hy het dit gedoen met meganiese norme wat hy om sy bors het was 12 stene. En om sy skouerkleed het hy 'n diamant en 'n rubyn gehad. En met behulp van hierdie edelstene en die goud in die allerheiligste vertrek wanneer hy daar ingaan, kon hy baie duidelik die stem van ons Vader hoor. Via die gees van wysheid wat op die tabernakel, op die verbondsark 'n sigbare ligvorm gehad het. Maar nou het die volk 'n koning gesoek, toe het hy hulle koning gegee. Koning Saul was die eerste ene en daarna 'n paar goeie konings, dan slegte konings en so het dit aangegaan. Tot toe Joshua kom was dit koning Herodes, 'n absolute aardsbooswig en sy seun wat oor die volk regeer het. En hulle het dit gevra. So die Melchisedek geestelike orde waar Joshua een kon word met hulle kon nooit plaasvind nie. Want hulle het daardie orde verwerp vir 'n menslike koningsorde. Let wel, Joshua koning is nie 'n koning soos die mens, die aardse konings nie. Hy is die grootste dienskneg in die hele heelal, want hy dien almal van ons. Hy skep 'n skepping vir ons, wat ons dien. Al die diere, al die plante wat ons eet, al die ander dinge wat dit aangenaam maak vir ons om te kan lewe. Dink hoe ons moes lewe as ons nie die voëls kon hoor nie, nie die diere se geluide kon hoor nie, nie die liefde van die skepping kon ervaar vir ons nie. Ek dink dit sou verskriklik gewees het. So die hele skepping dien ons. En daarom as ons konings wil word in hierdie Melchisedek orde, dan moet ons bereid wees tot die grootste diensknegskap. Want hy sê, dan stort hy sy gees op die diensknegte en die diensmaagde uit. Joël 2 vers 29. En as hy sy gees op ons uitgestort het, dan word ons konings en priesters in sy groot hemelhuis, al is ons nog op aarde. Dit kan nou gebeur. So, hier is die beloftes wat ons nou het vir die eindtyd. Dit moet alles in vervulling gaan en ons kan daarna uitsien. En hou op om na hierdie klomp profete in aanhalingstekens te luister wat al die hel en al die boosheid en wat ook al vir julle voorspel. En dan raak die mense so bang. Hulle wil in mekaar trek en hulle wil hardloop na die Noord-Kaap en na die Karoo toe. Moenie luister na hierdie mense nie. Luister na Joshua wat selfs 'n muskiet in 'n orkaan kan beskerm. En is ons nie meer werd as 'n muskiet nie? Sal hy ons nie in die grootste storm op hierdie aarde kan beskerm nie? Ja, hy sal. Want dit is wie hy is. En dit is die een wat saam met ons is. Wat saam met ons hierdie pad geloop het van dogter van Sion tot stand gekom het en tot vandag toe. En sal dan maandag, woensdag weer verder gaan. Baie dankie.